your glory fill this house. Let your praises fill our mouths. Let each vessel offer up to you sacrifice of praise. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Let your glory fill this house. Let your praises fill our mouths. Let each vessel offer up to you sacrifice of praise. For you alone are holy.
Jesus, and take your place. Hallelujah, Jesus, we worship you. Jesus, we enthrone you. Here, is al wat ek wil doen, is ek wil u op die troon plaas, my God. Want u is hoog en verhewe en u soem vul hierdie tempel. Here, daar's net een plek vir u. Daar's net een plek vir u, my God. Dit is op die troon. Op die troon, Here. Here, kom neem u plek in. U het dit reeds ingeneem. Here, u is in ons, oor ons, om ons, by ons. En al wat ons wil doen is voor u buig. En u aanbid, Jesus. We enthrone you. Al die lof en die ere aan u, my God. Want u alleen is koning. Halleluja. Halleluja. Yes. Kom ons neem ons sitplekke. Jesus, we enthrone you. Wie of wat is vandag koning in jou lewe? Is dit jou negatiewe bankbalans? God is gekroon oor dit. Is dit kanker? God is gekroon oor dit. Is dit 'n kommer oor 'n kind van jou wat dalk in verslawing is? God is gekroon oor dit. Hy is gekroon oor Tannie Rhoda se dementia. Dis nie Tannie Rhoda se dementia meer nie. Hy is gekroon oor dementia. Hy is gekroon oor oop wonde. Hy is God en koning. Blessings vir droë bene is waaroor ek vandag wil praat. Ons het Vrydag aand het pastoor Jacques so goed gepraat oor waarom Pinkster. En ek wil vir u ietsie uitlig oor die Pinkster. Vir 3 jaar leef Jesus Christus se disippels saam met hom. Dag en nag saam met hom, is hulle by hom, en is hy die een wat die wonders doen. Hulle het vir 3 jaar Christus by hulle gehad. Soos wat ek en jy al vir 2000 jaar in hierdie aarde, leef die mensdom met Christus in ons. En dan vra ek myself, Here, maar hoekom kry ons nie wonderwerke nie? Hoekom sien ons nie meer die wonderwerke nie? En dit is wat vir my so kosbaar was van Vrydag se woord. Ons het so 'n bietjie vergeet van Pinkster. Ons het so 'n bietjie vergeet van die krag wat God losgemaak het met Pinkster. Lewe wat hy gegee het met Pinkster. Pragtig, ons het vergeet van hierdie pragtige vers, Kolossense 1 vers 27, en ek lees hom uit die Amplified. God, in his eternal plan, chose to make known to them how great for the Gentiles are the riches of the glory of this mystery. En hier kom die mystery, which is Christ in and among you, the hope and guarantee of realizing the glory. Christus in ons, en daardie disippels het Christus in hulle gehad, maar omdat hulle Christus by hulle gehad het, het hulle nie regtig waar besef wat se krag het hulle nie. En ek en jy sit baie keer in hierdie situasie, dis 'n ander preek vir 'n ander dag, maar ons sit baie keer in hierdie situasie, waar ons nie besef wat se krag het ons in ons nie. Mense, ek het Christus in my. In die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was by God. Wie is daar die woord? Christus. Ek het in my die woord wat gespreek het, laat daar lig wees, en daar was lig. Die woord wat gespreek het, laat daar visse in die see wees, en prons, en lekker calamari, en dit was daar. My sussie in Nederland sê, ja, dis hoekom die Here potbelly varkies gemaak het, sodat hy gespreek het, let hy by bacon. Ek het daai krag binne in my.
En ons vergeet dit. Maar wat my getref het, wat pastoor Jacques Vrydag aand uitgelig het, is iets wat ek nooit so raak gesien het nie. Toe Moses die wet vir die mens gee, weens hulle sonde, sterf 3000 mans op een slag. 3000 mense word uitgewis. Toe Jesus Christus kom en hy gee vir ons sy krag. Hy gee vir ons Handelinge 1:8, gee hy vir ons die Heilige Gees en 3000 kom tot lewe. Want wanneer jy die krag van God het, word dit wat doodgemaak is, uitgeskakel en word dit lewend gemaak. Dis waaroor Pinkster gaan. Ja, ek weet, ons is nou verby Pinkstertyd. Daar is nie so ding soos Pinkstertyd nie. Elke liewe dag in jou lewe moet Pinkster wees. Elke liewe dag in jou lewe moet die uitstorting van God se Gees oor jou lewe wees, want dit is wanneer hy jou met krag toerus. Pinkster, het jy daai enetjie op Pinkster is nie happy clappy nie. Pinkster is nie happy clappy. Hoendervleis oomblikkie, party mense lag, party mense val om. Dis nie Pinkster nie. Hierdie sin het ek onlangs in die Kaap gehoor in 'n preek. Pinkster is God se seël van vertroue in ons deur sy krag aan ons te gee. Hoor hoe kragtig is dit? Dit is God se seël van vertroue in ons. En my vraag wat ek vandag deur hierdie woord gaan vra is, kan God jou vertrou met sy krag? Baie bekende gedeelte Esegiel 37 en ek gaan hierdie hele gedeelte lees. Jy kan dit saam met my volg in die Bybel of jy kan dit daar volg. Maar dit is belangrik dat ons hierdie gedeelte van Esegiel lees en verstaan. Ek gaan nie in die geskiedenis ingaan nie, ek wil net, daar's 'n paar goed wat ek hier moet uitlig. Esegiel 37 en ons lees vers 1. Die hand van die Here was op my, en dit is nou Esegiel wat praat, en hy het my uitgebring deur die Gees van die Here. So, die Gees van die Here het hom beweeg, en my neergesit in die laagte. Onthou daardie woorde. Julle ken daai masjienkie by die winkelsentrums, wat so 'n handjie het, en dan gaan jy, dan probeer jy ietsie vat, en dan tel jy hom op, en dan hopelik gooi jy hom in die gaatjie, dat jy hom kan vang aan die einde. Sien hierdie prentjie. Die Gees het vir Esegiel gevat, en hom neergesit in die laagte. Okay. En hierdie laagte was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe. En kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê. En kyk, hulle was baie dor. Nou wat ons baie keer dink is, ons dink hierdie laagte was dor. Hy sê nie die laagte was dor nie. Hy sê die bene was dor. So daardie laagte waarvan hy praat, kan hierdie laagte wees, hierdie kerk waar ons sit. Maar hy sê hierdie laagte, in hierdie laagte was daar dor bene. Baie belangrik om dit te onthou. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En hoor Esegiel se baie diplomatisiese antwoord. En ek antwoord, Here, u weet dit. Ek het al geleer, as daar dinge is wat jy nie meer weet wat om vir die Here te sê, dan doen jy die Petrus ding ook. Dan sê Here, u weet alles. Moenie vir my nog 'n vraag vra nie, u weet, ek vertrou op wat u weet. Maar hy sê, Here, u weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene, en sê vir hulle dorbene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here tot hierdie bene, kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê, en vlees oor julle laat opkom, en 'n vel oor julle trek, en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word, en julle sal weet dat ek die Here is. Toe het ek geprofeteer, soos my beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis, en kyk, 'n beroering. En die bene het nader gekom, elke been na sy been. Nou wil ek net vir jou sê, as ek iewers in 'n veld staan, ek het nou die dag in 'n veld gestaan waar daar 'n volstryse karkas gelê het, net bene. As daai bene begin beweeg het ek waarskynlik ook beweeg. Okay.
En dis nie deel van my preek nie, maar dis wat ons baie keer doen. Wanneer ek sien, hier begin dinge beweeg, en sê ek, nee, wag, dit is nou van die bose, hierdie is nou nie vir my nie, en ek gaan soek vir my 'n ander kerk. Of ek gaan soek vir my 'n ander profeet, of ek hardloop agter iemand anders aan, want ek raak bang as ek hierdie bene sien beweeg. Mense, vandag se boodskap is, moenie bang raak wanneer jy die bene sien beweeg nie. Die bene moet beweeg. As die bene nie beweeg nie, het jy nie die profetiese krag van God gespreek nie, het jy nie sy woord gespreek nie. So, God het gesê, gaan spreek oor hierdie bene en die bene gaan beweeg. Toe ek kyk en daar was seënings op hulle, okay, dit het ek gelees, vel is boorel getrek, daar is geen gees nie, daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees. Profeteer mensekind en sê aan die gees, so spreek die Here, kom aan uit die nou hierdie bene het al klaar begin beweeg, né? Of altes daar's vel oor hulle en alles. Kom uit die 4 windstreke, o Gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe het die Gees in hulle gekom en hulle lewendig geword en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Toe sê hy vir my, mensekind, en hier is my so mooi, hierdie bene is die hele huis van Israel. Nou moet julle weet, dit was nie die hele volk van Israel se bene wat daar gelê het nie. Dit was vreemdelinge se bene. En God sê, wanneer my krag oor hulle kom, en ek jou beklee met my seënings, en met my vlees, en ek my vel oor jou trek, kry jy 'n nuwe identiteit, jy word die huis van Israel. Jy word my volk. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor, ons verwagting is verlore, dit is klaar met ons, daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek die Here, kyk, ek sal julle grafte oopmaak, julle uit julle grafte laat opkom, o my volk, en ek sal julle bring in die land van Israel, en julle sal weet dat ek die Here is, as ek julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk, en ek sal my gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek, die Here, dit gespreek en gedoen het, spreek die Here. So hierso is Esegiel. Hy word deur God opgetel en in 'n plek neergesit waar daar dorbene rondom is. Hy glo in God. God sê vir hom, glo jy ek kan hierdie bene gesond maak? En hy sê, Here, u weet, ek glo. Hy gehoorsaam God. God spreek en gee vir hom bevele. Hy gehoorsaam God. Al het hy dalk gevoel, Here, nou wil ek bietjie weghardloop, hierdie is nou bietjie spooky, het hy volstaan. En as gevolg van dit wat hy gedoen het, staan daar 'n magtige, eislike leerskare op om te gaan veg vir God. Nou is my vraag, is jy bereid om dit te doen? En dit is waar Pinkster vir my inkom. Handelinge 1 vers 8. Ons ken dit so mooi. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Ek wil julle gou net 'n eentjie terugvat. Jesus Christus word gebore. Het hy toe al wonderwerke gedoen? Het hy die Gees van God toe al in hom gehad? Beslis het hy. Hy is die seun van God. Dit is hoekom hy in die tempel dinge kon spreek wat mense verstom het. Hy het God se Gees in hom gehad, maar hy was nog nie gedoop met die krag van God nie. Wanneer het dit gebeur? Toe hy gedoop word deur Johannes? Nee, toe hy klaar gedoop is deur Johannes. En hy staan en die Gees van God kom soos 'n duif op hom neer en sê, dit is my seun. En daar vind iets anders in Jesus Christus plaas. Nou het hy nie meer net die kennis en die wysheid en die Gees van God in hom nie, maar hy het die Gees van God oor hom.
Hy het die volle losmaking van God se krag. En nou sit hierdie apostels, hierdie disippels, en hulle sit in vrees en angs. Hulle het vir 3 jaar saam met Jesus geleef. Hulle het vir 3 jaar al sy wonderwerke beleef. Hulle het al sy kennis. Hulle het saam met hom geleer. Hulle was daar toe hy die bergpredikasie gedoen het. Hulle ken die saligsprekinge. Hulle ken sy profetiese rede. Hulle ken elke liewe, what is a parable in Afrikaans? Gelykenis. Hulle ken elke liewe gelykenis wat hy gespreek het. Hulle verstaan dit, hulle ken dit, maar hulle sit daar en hulle is benoud. Maar hulle het hierdie belofte wat Jesus vir hulle gegee het. Julle sal nie nog my gees ontvang nie. Julle sal krag ontvang wanneer my gees oor julle kom. Vrydag aand het ons so duidelik gehoor. Pinkster was wanneer mense weer lewendig geword het in God. Want hulle het die krag ontvang om lewendig te word. En my vraag vandag is, wat maak jy met daardie krag? Dit is waaroor Pinkster gaan. Mens, die oomblik wat ek tot bekering gekom het ek gebid, Jesus kom woon in my hartjie en sy gees het in my kom bid. Dis die Heilige Gees kom woon. Dis die Heilige Gees wat ons oortuig van sonde. As sy gees nie in my was nie, so ek nie oortuiging van sonde gehad het nie. So die dag toe ek tot bekering gekom het, was God se gees in my, maar die dag toe die Here my doop met sy Heilige Gees, toe word sy krag in my losgemaak. Toe word sy krag kragtig losgemaak, en hy sê vir hierdie disippels, julle sal krag ontvang, wanneer my gees oor julle kom. Die feit dat jy hier sit, beteken, jy het reeds Kolossense 1 vers 27 vervul in jou lewe. Jy het Christus in jou. Jy het daai misterie in jou. En ek wil nou vir jou sê, jy sit in 'n Pinksterkerk, die kanse is goed dat jy al reeds gedoop is met die Heilige Gees. Wat maak jy met die krag van God wat oor jou gekom het? Wat maak jy met hierdie krag wat in jou is? Pastoor Jacques het net ook gesê, moenie negatief praat nie. Dit's presies dit. Ons praat amper die krag van God dood. Deur die woorde wat ons spreek. Hierdie vallei waarvan hy praat, is enige vallei. Hierdie vallei waarvan die Here praat hier, kan jou vallei wees by jou huis, dit kan hierdie gemeente wees. Dit kan hierdie plek wees, dit kan die vallei wees. En hier rondom jou kan dooie beendere sit. By jou werk, is 'n vallei waar die Here jou geplaas het. Dink jy is toevallig daar by jou werk? Jy's nie toevallig daar nie. Jy's deur God daar geplaas. In die gees het God vir Esegiel gevat en hy het hom in die vallei geplaas. Ek is nie toevallig in die lugmag nie. Ek is daar geplaas deur God, want daar is dooie beendere daar wat God lewendig gemaak wil hê. Jy is nie toevallig in jou huisgesin nie. Daar's dooie beendere in jou gesin, in jou familie, wat God wil hê, moet lewendig word. Is jy bereid om 'n blessing te word vir die dooie beendere rondom jou? Of wil jy doen wat ek wou gedoen het? Sê, Here, hier's nou 'n bietjie meer geraamtes as wat daar beendere in my is. Ek sien nie kans vir hierdie enetjie nie. Ek stap 'n bietjie weg. Jy sal krag ontvang wanneer my gees oor jou kom. God se gees is in my en oor my. Hy het jou gesalf met sy krag. En al wat hy vra is, gaan jy 'n blessing kan wees vir daardie dooie bene rondom jou. Daai ou by die werk, wat jou so irriteer. Wat jou so lam maak. Daai persoon wat jou droom vir jou laat sterf het. Ek voel ek moet dit vir iemand sê, jy voel jou droom is net dooie bene. Jou droom het 'n dooie bene geword. God sê, met my gees op jou plaas ek jou in daai vallei, waar jou dooie beendere lê, en al wat jy moet doen, is begin profeteer oor jou droom, begin profeteer oor my beloftes, begin profeteer oor dit wat ek vir jou geplaas het, en jy gaan sien, ek gaan begin om seënings oor jou beendere te sit, ek gaan seënings oor jou droom sit, ek gaan vleis aan jou droom sit, ek gaan 'n vel oor jou droom trek, en jou vel, jou droom, sal lewendig word. Maar is jy bereid om in die vallei te gaan staan by daardie droom?
Dit verg 'n paar goed van ons. Die eerste ding wat hierdie ding van ons vra, is autoriteit. Autoriteit. Jy sal krag ontvang wanneer die Gees oor jou kom. Amper sê ek Genesis 37, Esegiel 37. Hoor wat sê hy? Die hand van die Here was op my. Hy het my uitgebring deur die Gees. En hy het my neergesit. So Esegiel het homself totaal en al oorgegee aan die autoriteit van die Gees van God oor hom. Aan wie se autoriteit is jy onderwerp hier in jou vallei? Ek wil net terwyl jy daar so sit, dink aan waar jy is, wat jou situasie is. Dalk voel jy self is dalk 'n dooie been. 'n droë been. Ek wil nou vir jou sê, jy is nie 'n droë been nie. Jy sit in 'n vallei vol droë bene. Hoor nou wat ek sê. God sê vir jou, jy is nie 'n droë been nie, jy's in 'n vallei van droë bene. En al wat ek wil hê is, jy moet vandag die autoriteit van my Gees vat en aanvaar en ervaar en beleef dat ek jou gaan opgetel het. Ek het jou daar neergesit. Jy dink miskien ek het my beloftes vir jou vergeet. Jy dink miskien ek het my drome vir jou vergeet. Ek het nie. Al wat ek nou eers wil hê is, jy moet oorgee aan my autoriteit. Iemand vra my een keer, pastoor, hoe gebeur dit dat 'n mens in tale praat? Wat moet ek doen om in tale te praat? En ek sê vir hulle, ek weet nie wat ek gedoen het nie. Die eerste keer toe ek in tale gepraat het. Nee, ek was 12 jaar oud. Ons was in Dispatch gewees. Pastoor Varkinees het gepreek. Wat sê van? Dippenaar, pastoor Andrei Dippenaar het gepreek. Ons het hom Varkinees genoem, sy neus het so gestaan. Ek het daar in die kerk gesit en ons het gesing. En die volgende oomblik het ek net oorgegee. Dis in standaard 5, graad 7 vir die jonger mense. Ek het net oorgegee en die volgende wat ek ervaar het, was dat daar 'n taal uit my mond gekom het wat ek nie geken het nie. My ma het altyd vir my gesê, sy het so langs, ek het altyd langs my ma gesit, ek is die witbroodjie in die huis. Ek het langs my ma gesit. En my ma sê, al wat sy gedoen het, is sy het net haar een hand op my lyfie gesit, op my lyf gesit. En haar ander hand in die lug gehou. Want sy het geweet, dit was die krag van God. Die oomblik, toe ek oorgegee het aan die autoriteit van God, het daar 'n ander taal oor my lippe gekom. Mense, dit gaan nie hier oor die spreek in tale nie. Dit gaan oor die oorgee aan God se autoriteit. Esegiel, kan ek jou maar optel en jou in 'n vallei gaan sit waar daar droë bene is, want ek wil 'n wonderwerk daar doen. En kan ek jou optel en jou in 'n vallei gaan sit vol droë bene, want ek wil 'n wonderwerk daar doen. Hester, ek soek jou in die vallei vol droë bene, ek wil 'n wonderwerk daar doen. Is jy oorgegee aan my autoriteit, sodat ek die wonder kan doen? Dis die eerste ding wat Esegiel moes doen. Hy het nie geskop en beklei en gesê, nee Here, waartoe vat U my nou nie? Hy het nie eens daarso by die vallei gestaan en gesê, yikes, you want me to what? Hy het daar gestaan en hy het gewag vir God se opdrag. Die tweede ding wat jy nodig gehad het, is geloof. Esegiel 37 vers 5 sê die Here, kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. Hy sê dit vir die beendere. Galasiërs 2 vers 20 sê, laat sy gees deur ons lewe, om dooie bene lewe te gee. Jy moet glo dat hierdie dinge kan gebeur.
Esegiel sou nie daardie woorde gespreek het nie. Toe God vir hom beveel het om te profeteer, as Esegiel nie geglo het, dat dit wat God vir hom sê, dat daar lewe kan kom nie, sou hy dit nie geprofeteer het nie. Maar toe hy daar staan en die Here sê, spreek vir hierdie bene, ek gaan julle lewendig maak, het hy geglo. En hy het dit gedoen. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Dit is wat Paulus sê. Hy sê ek leef nie meer nie. Deur die geloof hou ek vas aan Christus wat in my leef. Deur die geloof sal ek hier tussen hierdie dorbene staan en sal ek vir hulle 'n blessing word. Want ek glo as my God sê, daai dorbene gaan lewendig word. Jy hou dalk vas aan 'n belofte wat die Here jare terug vir jou gegee het. En jy het dalk al opgegee op daai belofte. Ek wil vir jou sê, moenie. Glo God se belofte. Jou belofte lê dalk al soos 'n uitgedroogde ou beentjie daar. En jy kyk na dit en jy kan nie eens meer onthou presies hoe die belofte gelyk het nie. Glo in daardie belofte. Glo in daardie droom. Glo, want dis die enigste manier hoe God jou bene rondom jou gaan weer lewe gee. Jy's in 'n vallei vol droë bene. Jy het dalk 'n droom of 'n visie gehad van hierdie wonderlike werk, waar jy fantastiese werk kan doen, maar die Here sê, ek het jou geplaas waar jy is, waar daar droë bene is. Glo, dis die plek waar ek jou wil hê. Glo. Jy het my autoriteit. Glo nou. Die derde ding wat belangrik is, wanneer ek in hierdie vallei vol dooie bene is om gehoorsaam te wees. Vers 7 sê hy, toe het ek geprofeteer, soos my beveel was. Vers 10 weer, toe het ek geprofeteer, soos my beveel was. Gehoorsaamheid. Jy sien, hy het nie net gesê, okay, wag Here, laat ek net uit hierdie vallei uitkom, laat ek net wegkom van hierdie dooie bene, laat ek net hier so een kant kan staan, en Here, dan gaan ek vir hulle bid. Ek het nie 'n probleem met gebed nie, ek glo in gebed. Gebed is 'n kragtige wapen, maar 'n kragtige wapen net as jy glo. As jy glo, so glo, en gehoorsaam. Gehoorsaam dit wat God vir jou sê jy moet doen. Dit is wonderlik om te bid, maar dalk het die Here vir jou gesê, luister, jy moenie gaan bid nie, gaan salf daai persoon. Dit het al gebeur dat die Here vir my na iemand toe stuur, dan staan ek en sê ek, okay Here, nou wil ek bid, dan kom daar nie 'n enkele woord om my kop op nie. Staan jy net en hou die persoon se hande dalk vas. Gehoorsaamheid. Vriendin sê nou die dag vir ons, sy ry in die kar en haar seentjie, sy autistiese seentjie sit langs haar, hy is so 10 jaar oud. Hulle ry in die kar en sy vererg haar vir 'n taxi wat daar verby haar ry en sy toet op die hoeter en haar seentjie sê vir haar, mamma, wat se verskil het mamma se getoet nou aan daai taxi bestuurder gemaak? Hy gaan tog nog steeds net aanhou om so te ry. Sy het hom so gekyk en gesê, okay, ek sal nie weer toet nie. En sy ry, so rukkie later ry daar weer 'n taxi voor haar in en sy klem net daai stuurwiel so vas en haar seentjie sê van, mamma, ek weet in jou hart het jy nou getoet. Okay. Hy weet dat sy reageer op haar liggaam en haar gedagtes. Hoekom reageer ek en jy nie op God nie? Man, die Here sê vir ons in elke geval in sy woord, as jy so gedink het, het jy dit al klaar gedoen. So as jy gedink het toet, dan het jy gedoet. Okay. Maar wat God probeer sê is, ek sit jou in 'n vallei vol dooie beendere en ek wil hê jy moet my gehoorsaam in hierdie vallei. Moenie vir my wag om jou uit hierdie vallei uit te haal nie. Wag totdat ek vir jou sê jy moet uitbeweeg uit daai vallei uit. Want ek wil 'n wonderwerk doen in die dooie beendere rondom julle. Julle ons almal wag vir die Here se koms, nie waar nie? Slegte nuus vir jou. Hy's reeds hier. Hy's reeds hier.
En hy wag met reikhalsende verlange saam met hierdie aarde vir sy seuns om op te staan en sy krag te maak werk en om gehoorsaam te wees en om die dooie beendere rondom ons lewendig te maak, sodat daardie beendere kan seuns word van God en nog bene kan gaan lewendig maak, sodat hierdie hele aarde vervul kan wees met God se krag. En dit kan net gebeur as ek en jy gehoorsaam is wanneer ons in die vallei vol beendere staan. God het jou gehoorsaamheid nodig in daardie vallei. Maar daar gebeur iets wonderliks met daardie beendere. Vers 11 sê hy, toe sê hy vir my, mensekind, hierdie beendere wat nou dorbene was, is nou my volk. Hoor julle wat God vir ons probeer sê? Hy sê daar by jou werksplek, daar in jou gesin, ek wil elke een van daardie dooie beendere daar my seun sê. Ek wil elke een van daardie dooie beendere myne maak. Ek wil hulle my volk maak. Ek het dit nodig. Ek wil hulle hê. Ek het gesterf sodat daar nooit weer dooie beendere in 'n vallei sal wees nie. Ek het jou nodig. Ek het net die skrif opgesit en man, Lukas 15, lees ons die verhaal van die verlore seun. En dan 15 vers 17, sit die seun daar by die varke. En dan sê die Bybel vir ons hierdie woorde, en toe hy by homself kom. Toe hy sy identiteit besef. Toe hy besef dat ek is nie 'n vark nie. Ek is my Vader se seun. Toe hy sy identiteit besef, het hy opgestaan en aanbeweeg. Maar hy moes kom op 'n punt waar hy sy identiteit kon besef. Die Here sê vandag vir ons, ek en jy, is tussen die dooie beendere geplaas, sodat mense hulle identiteit in God kan leer ken. Wie van julle is sondaars? Nee, julle is nie. Ek het nou niks vir julle. Jy is nie. Jy is skoon gewas deur Jesus Christus se bloed. Hy het al jou sondes uitgewis. Jy het nie meer die identiteit van 'n sondaar nie. Jy het die identiteit van seun van God. Dis wie ons is. My ma het 'n baie mooi voordrag geskryf oor my broer, Rian. En sy het hierdie voordrag begin met hierdie woorde. Ek was 'n sondaar, maar gered, en dit deur moeder se gebed. Ek was 'n sondaar, maar gered. Jy's nie 'n sondaar nie. En jy, seun van God, jy, gesalfde kind van God, jy is geplaas in dooie beendere, sodat daai dooie beendere hulle identiteit in God kan vind en kan weet, hulle sondes is vergewe. Hulle hoef nie 'n skuldlas te dra nie. Hulle hoef nie meer onder die las van die vyand te loop nie. Hulle hoef nie meer onder verslawing te staan nie. Hulle hoef nie meer in depressie te leef nie. Hulle hoef nie meer in skande te leef nie. Hulle hoef nie meer met hulle koppe in skaamte te loop nie, want hulle is absoluut die volk van God. Dis die blessing wat ek en jy oor die beendere kan doen. Maar ek moet bereid wees om in die vallei te gaan staan. En ek moet bereid wees om God se autoriteit te aanvaar. Ek moet bereid wees om met geloof in daardie vallei tussen die beendere te staan. Ek moet bereid wees om te gehoorsaam wat God vir my sê ek moet doen. En dan gaan dit maak. Hierdie is God se werk. Hierdie laaste 2 punte is nie wat ek doen nie, is God se werk. Want dan gaan God deur my vir mense hulle identiteit in die Here openbaar. En as ek my identiteit in God ken, dan begin ek in 'n intieme verhouding met die Here staan. Dis my laaste punt, intimiteit. Vers 12 sê hy, kyk, ek sal julle grafte oopmaak, julle uit julle graf laat opkom, my volk, myne. Vers 13, en julle sal weet dat ek die Here is, intieme kennis. Vers 14, ek sal my gees in julle gee. Lukas 15 vers 17 wat ek net nou genoem het. Die verlore seun het by homself gekom en hy het sy pa se huis onthou.
Hy het onthou die intieme verhouding wat hy met sy pa gehad het en hy het na sy pa se huis toe teruggekeer. God soek jou om 'n blessing te word vir droë bene, sodat jy in die eerste plek in absolute autoriteit in jou vallei kan staan en daardie droë bene rondom jou kan aanspreek, sodat jy in geloof daar kan staan en kan weet, God kan 'n verskil maak. Jou droom is nog nie dood nie, daar gaan nog lewe kom oor jou droom, sodat jy daar kan staan en in gehoorsaamheid kan spreek, sodat die dooie bene rondom jou weer hulle identiteit in God kan kry en in 'n intieme verhouding met ons Here kan staan. Dis waaroor dit alles gaan. Vers wat ek nie hier opgesit het, Romeine 8:19. Hierdie hele aarde wag met reikhalsende verlange vir die seuns van God om op te staan. As ek dit of om openbaar te word, as ek dit in ander woorde kan sê, hierdie vallei wag met reikhalsende verlange vir die dooie bene rondom ons om seuns van God te word. En ek wil vir jou hierdie vraag vra. Kan God jou met sy gees vertrou om jou in die vallei te plaas tussen die dooie bene? Dis waarvoor Pinkster was. Pinkster was die losmaking van sy krag, die verseeling van sy krag, sodat dit nie meer net by 'n klein groepie is nie, maar sodat een persoon kan preek en 3000 mense vind hulle identiteit in God en vind intimiteit in God. So 2 jaar terug toe my broer hier gepreek het hy so mooi gesê, intimacy, into me you see Christ. Into me you see. Kan God jou vertrou om in die vallei waar jy op die oomblik is, tussen daai droë bene te gaan staan en lewe te spreek? Maak nie saak wat dit jou kos nie. Ek wil nou vir jou sê, die dag toe Jesus Christus daai belofte vervul het, toe God sy gees uitgestort het, het God eintlik hierdie woorde gesê: ek vertrou julle met my krag. God kon dit op ander maniere gedoen het. Hy kon hierdie hele aarde uitgewis het, maar hy het mense gekies en hulle met sy krag toevertrou, sodat die dooie bene in die valleie kan opstaan. Kan God jou met sy krag vertrou? Pinkster is die verseeling van God se vertroue in jou. My antwoord op hierdie vraag is ja. Die Here vertrou jou al klaar. Al wat jy moet doen, is om jou autoriteit te aanvaar, om te glo hy vertrou jou, om gehoorsaam te wees, om oral waar jy gaan die identiteit van God uit te leef, en om jou intieme verhouding met God te leef, tussen die dooie bene, en die bene gaan lewe. Ek staan vanoggend hier en ek sê, Here, sit my in daardie vallei. Ek is gereed. Ek is gereed. Ek gaan my oë toemaak. As jy gereed is om te sê, Here, sit my in die vallei. Bring daai bene. Gaan ek vir jou vra om op te staan saam met my. Moenie opstaan omdat die ou langs jou opstaan nie. Ek gaan nie vir iemand spesifiek bid nie. Maar ek soek vandag mense wat gaan sê, Gees van God, vat my en plaas my in die vallei tussen die dooie bene. Net soos jy wil, Here, ek staan vandag in die vallei. Hier is ek, my God. Vat my en plaas my tussen die dooie bene. Here, help my om my geloof daar uit te leef. Here, help my om my autoriteit tussen al hierdie dooie bene uit te leef. Here, help my om in alles gehoorsaam te wees. Hier is ek, Here. U kan my vertrou. Hier is ek, Here. Help my om die dooie bene rondom my
te verander van dooie bene, van 'n onbekende groot leermaag na die volk van God toe. Help my dat hulle identiteit in U sal vind, Here. Help my, Here, hier is ek. Vat my en help my om by mense te kom dat hulle die intieme verhouding met God kan beleef. Ek gee my oor aan U krag, Here. Hier is ek. Here, let me be a blessing to the dry bones around me. Hier is ek. In Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons neem ons sitplekke. Baie dankie Pastoor Jacques. Ek gee oor vir jou.